Ons jong mense praat en ek vra vir hulle, hoe was julle afgelope paar maande wat julle gehad het toe ons as jong nie by mekaar gekom het? Wat een goed is in julle gesit. En ek het myself afgevra, ons gaan seker net oppervlakkig praat, ons gaan seker net die oor. Maar wat vir my deurgedring het is dat ons jong mense gaan deur 'n moeilike tyd. Ons jong mense, ons sien die buitekant van ons jong mense. En ek dink ons jong mense so kyk. Ons dink ons jong mense omdat hulle nog jonk is, hulle is so ryp. Ons sien vir ons as ouers, ons is die providers in ons huis. Ons moet 'n plan maak en dit is Jesus is ons middelpunt. Maar ons is die een wat dink ons sit met die druk. Ons is die een wat gedruk word. Maar ons jong mense gaan weer geweldig. En ek weet en ek gaan terug na alles verby is en ek sê, Here, dankie. Dankie dat U vir my wil gebruik as 'n monster. Here, dankie my God Hemelse Vader dat U deur my kan spreek. Om ook te kan sien hoe ons jong mense stikken is. Hoe ons jong mense nie die antwoorde het. En families soos ek vir julle dit noem spesifiek is dat ons gaan deur 'n moeilike tyd. Ek dink julle besef nie, selfs as jong mense, die wat hulle bevind op universiteite, die wat hulle bevind in werk, die van hulle wat self is werkloos is moeilik want dit wat ons nou het of wat hulle nou het, dit is nie verseker nie. Die tye verander en ons jong mense haspel na baie dinge. En dit spesifiek my enige gedeelte in my tema wat ek van praat, hoekom hardloop? As ons mooi kan kyk na die gedeelte van Dawid. Dawid was 'n jong man. Hy was 'n skaapwagter. Hy was 'n lief vir die Here. En as gevolg van Saul se ongehoorsaamheid, het die Here vir Samuel gestuur om 'n nuwe koning in te gaan salf. Vir my wat so merkwaardig uitstaan rondom daai gedeelte. Dawid was nie teenwoordig toe daar 'n koning gesoek was. Sy 7 broers het Isai gebring om te sê, dis die beste. Dawid was die jongste. Destyds, ek weet as julle kan nou, dis selfs kan kyk in die Bybel. Die oudste was altyd gesien as die een wat hulle gaan beëer. Hy was die familie se naamdraer. Maar Dawid was net 'n gewone jong. Hy was in die agterkant. Hy is die agterkant in jou familie. Baie van ons jong mense is vergete. Vergete dat daar is nie meer hoop vir hulle nie. As gevolg van my ma en my pa en my ouma, waarvandaan dat ek kom, word ons een kan geskuif, soos die melaatse man. En my bemoediging aan ons jong mense is dat, jy moet reg is, as die Here jou. Hou mooi toe vir Dawid. En dis wanneer ons jong mense ongeduldig raak, wanneer die Here spreek. Samuel het vir Dawid ingesalf as koning. Maar soos mooi kan doop, baie van ons as die Here vir ons gebruik, of in watter area wat die Here 'n promise gemaak het as ons, dan raak ons ongeduldig. By die hardloop gedeelte kom ons dit self. Ek hardloop voort. Ek vertrou nie God se prosesie. Dawid was in afwagting vir 'n lang proses waar die Here besig was om vir hom te vorm. Die Bybel beskryf spesifiek die tyd, maar is iets soos plus minus 15 jaar wat Dawid moes wag voor hy gesalf was as koning. Nou ek wil vir die jong mense bemoedig, die Here gaan nie vir jou laat in jou posisie waar jy is, vir ons maar daar dat opsteek. Familie, you will not elevate you, and you will prepare you for that season wat op pad is. En as ek kan kyk rondom Dawid spesifiek. Dawid het teruggegaan in sy ampt as 'n skaapwagter. Dit is vir my so amazing. Just imagine jy as persoon kind van God, jy word gesalf vir 'n diepe roeping. Jy wil mos nou, jy wil die kant toe, ek wil die kant toe. Dawid het sy posisie gedoen as jong man. Hy het teruggegaan as skaapwagter. Die skaapwagterrol vir jou mag lyk as 'n onbelangrike rol, want dit is 'n rol van dissipline.
Nog iets wat net op bijvoegt. David was een kranengevechter. Hoe hij een kruisman geworden. Toen die leeuw en die bier op hem is, het die Here vir hom die kracht en die moed gegee. Nou as ons kyk na 'n beer en 'n leeu, ons deel mos nie nou met fisiese leeu's en beere nie. Maar dis daai dinge wat die duiwel op ons pad stuur. Daai ongeduldigheid, daai stryd, daai probleme. En dit is hoe die Here vir Dawid geprepareer. Nog iets vir my wat hom uitstaan rondom Dawid in afwagting. Dit was in sy afwagting wat hy gewag het vir God se promise. Hy was 'n kragtige musikant. Nou, die ding net, ek is net 'n normale musikant. God's purpose, die Here se purpose was dieper as dit. Because van die Here om vir Dawid in te beweeg waar die Here vir hom wil kry, het die Here se genade vir Saul verlaat en die bose geeste het by Saul ingekom. En toe maak die Here die deur om vir Dawid om in te beweeg. So as hy nie prepared was vir die seisoen wat hy vir hom bevind het as skaapwagter, kon die Here nie vir hom ge-elevate het en ingesit het na die next proses wat hy vir hom prepared het. En toe die Here vir Dawid die kragtige deel gemaak, het die Here vir hom kragtig gebring. En ek bedoel, nou, die Here het meer in store gehad vir Dawid. Just imagine, sy is nou hier by die een wat hy moet replace. Dit is hoe die Here is. Die Here sal vir jou inmove en hy sal vir jou inskryf by plekke waar sy gedink het, sy gaan nog nooit gekom. Maar onthou jong mense, vir jou om dit te beërwe, you need to be in Christ. Because Dawid het nie so maar net so dit gekry, die plan wat die Here vir hom gegeet het. Jy weet wat dit hou van Dawid. Hulle noem dit in alledaagse taal, soos hulle so kan noem, soos jong mense sê. Ek sien dat en ek mag verkeerd is, maar Dawid was 'n baie voorbarige man, die gesê nou kan dit. Ons praat in die sens was, toe hy moes gaan om te gaan kyk hoe gaan dit met sy broers, en toe op die einde van die dag is dit toe hy sien, maar wie is die Goliat wat die God wat ek in die vraag die questions, hy sê die God wat ek dien, wie is die? En dis wat ek vir my jong mense vanmôre wil sê is dat, wanneer die Goliat voor jou staan, dan vraag sy Goliat wie is jy? Because ek is 'n kind van God. En dis vir julle as jong mense om te sê, en soos dat, nog 'n lied wat daar in my hart is. In him we love, in him we move. Sy kan nie so in God se Heilige Gees kan sy beweeg. And in order for you to receive die Here se Heilige Gees, die Here moet vir jou prepare, sy moet bruikbaar is. Sy kan nie wil net, ek wil die kant toe, ek wil die kant toe. En dis wat ek vir ons jong mense bemoedig op die einde van die dag om te sê, en wat vir my belangrik is as ek dink aan die heel een gedeelte van Prediker 12 vers 1, dis 'n baie, almal ken dit. Dink aan die Skepper, in die dag van die jongte, voor die ongelukkige dag. So jong mense, nommer 1 is, julle is in die eerste proses, nommer 1 is julle is in die huis van die Here. Ek wil hê julle moet proud is, en ek het voor my jong mense, ek Vrydag gesê, my God se kinders, ek het vir hulle gesê, julle moet proud op julle self. In die pere, dit is plus minus 300,000 mense wat hier bly. Meeste van dit, ek dink about 40% van dit is jong mense. Kyk hoeveel van julle die Here uitverkies om verlaat het, julle 'n besluit gedoen en gemaak om te sê, Here, ek is vanaand in die huis van die Here. Vanmôre is julle weer in die huis van die Here. It's a choice that you as young people need to make. As ons te sê, wil ek Jesus deel maak van my lewe. En as ons kyk na die verhaal van Dawid. Dawid was 'n jong man wat nie teruggestaan het vir die Here nie. Hy het vir homself gesê, in Christus het ek alles. En ons jong mense op die einde van die dag voel soms keer so bemoeid en belas op die einde van die dag. Want is so self by Here, die strydte, die probleme, dit kom. Maar dit is so moeilik, Here, hoe maak ek? Maar soms keer is dit, en wat baie met ons jong mense gebeur, is dat die duiwel probeer vir jou in 'n kolle sit. As ons praat van 'n kolle sit, hy probeer vir jou onttrek waar die Heilige Gees is. Waar God se woord teenwoordig is. Hy probeer vir jou exclude, dat hy wil nie hier wees waar God se glorie is. Nou gaan jy op die einde van die dag,
gaan jy, waarever daar mense beweeg, en is net Jesus wat daar is, dan is hy een. En dis die duivelse tactiek to chain you against sy wil en die God se wil. En iets wat vir my uitstaan, as ek kyk na kookwater. Kookwater sien ek as iets soos die lewe. Dis waarom dit brand. Dit was jong mense Vrydag aangenoem. Jy vat 'n wortel, jy sit hom in die kookwater. En baie van ons jong mense so aard soos 'n wortel. Hy's klipbaar. Hy soos as hy nog jong is, hy sê baie die boombie terwyl hy jong is, maar hy wil net sy ou jongerie gaan. Maar as hy my kookwater kom in die lewe, hy kookwater hy maak vir jou sag. En as hy nie Jesus by jou het, ja, maak hy jou pijn. En as hy nog voelt is breë boos, die lewe, hy wil gelewe word. Maar dan is ook van ons jong mense, hulle is fragile. Soos 'n eier. 'n Eier het 'n dop. Ek kom net so dan klaar. Maar as hy met hy fragile het, sy kom en hy kook water. En sy kook, en eier aan harder. Tot wanneer hy begin te kraak. En dan begin hy te breek, dan sien julle absolutie voor. Maar jong mense, kyk na koffie. Koffie is net eenvoudig 'n poeiervorm. Gooi met kookwater. Hoe meer hy warm word, hoe meer kom er 'n lieflike aroma. Dis 'n aroma van as jy Christus is, dat aroma en hy reuk wat dit afgee. Mense wat nog nooit gehou het van koffie nie, sal van koffie hou, want as hulle instap en hulle kry die geur van die Heilige Gees, dan sê hulle sê Jesus. En dis sonder om jong mense te maak. My bemoediging vir ons jong mense is dat put God first. Sit die Here eerste in jou lewe. So 'n mooi gedeelte wat sê, first seek the kingdom of God. Ons soms keer ons verhardloop so verby, veral spesifiek ons jong mense, as het gesê van first seek the kingdom of God. Dis wat die Here sê, as ons kyk na Dawid, dis die eerste ding wat Dawid gesoek het. Dawid het God se koninkryk heel eerste gesoek. Dawid het nie uit God se plan uitgehardloop. Soms keer hardloop ons onder God se plan. Ons hardloop so maar die kant toe van ons sê, Here, die ding wat ek vir u gevra het in die naam, die ding weet kan nou nie, niks gebeur nie. Nou hardloop ek om my eie ding gedoen. En nou hardloop ek uit God se presence, uit God se genade. En dis die tyd wanneer die duiwel vir jou kry. Wat kan jy speel dat die duiwel is so brullende leeu? Brullende leeu is uit vir wie kan ek gesê. En as ons altyd kyk vir my wat altyd so uitstaan as 'n jeugleier, is dat oor die jare en oor die periodes wat ons nog nie gehou het, met tyd het die Here bygevoeg wat ek weet nie wat God se plan met hulle lewe was nie, maar ek glo en vertrou die Here is met hulle en hulle is saam met hulle. Maar my bemoediging aan julle jong mense is dat soek eers die koninkryk van God. Julle het baie drome wat julle wil hê, baie dinge in julle hart. Die Here weet wat 'n plan en gedagtes en kan die julle koester en wees. Wat vir jou om dit eendag te kan beheer om te sê, Here, die plan en die roeping wat U het vir my lewe, jy moet vir Jesus volg en volg in sy lewe. Van die ding wat vir my die mees belangrikste uitstaan is, wat gaan word van daardie siel van jou? Dit is nog 'n lieflike woordjie wat by my hart sit. Ons sing hom altyd so, vol moed, vol krag, vol liefdes. Wat gaan word van daardie siel van jou? Die woord van die Here sê, dat is geen kunst ons sou betree. Ons as jong mense dink, ons is invincible. Ons dink ons lewe vir altyd. Ons dink like, ons het my eie krag. Ek maak op my eie krag te staan. Maar soos ons self kan sien, soos die genade van die Here saam met Dawid was, en soos die genade van die Here saam met Saul was, dit het vir Saul verlaat, omdat hy ongehoorsaam is. So jong mense, my bemoediging as julle is, wat haas om jou Jesus te ontmoet. Van ek kan vir julle dit sê, is dat die pad is zeer makkelijk.
Die tyd wat ons nou self in bevind is dat jy kan nie beweeg sonder Jesus nie, of met Jesus in jou lewe nie. Want ons het Jesus nodig, soos asemhaling wat ons elke dag asem. En sy genade en sy geliefde is daar vir ons, die Here wat vir ons, die punt is nie die are we available? En David was available, hy was vergete, maar toe die Here sy plan met David het die Here vir hom powerful kragtig. En ek weet vir my jong mense wat ek gevoel het is dat as er nou een attack is, wat die duivel altyd voorstaan het vir ons jong mense, is jou gedagtes. Hy sal jou gedagtes attack om vir jou af te speel in jou kop om te sê, jy is nie goed genoeg nie. Jy gaan dit nie maak. Jy is nie uitverkiesie. Sy is die domste in jou klas, wat baat het sy leer? Sy gaan nie universiteit nie, dit is nie vir jou gemaakt nie. Niemand in jou familie was al ooit bestem om dit te maak nie. Wat baat het? Sy leer, wat baat het? Sy bid. Want as ek rondom my kyk, die buurvriend, my buurman sy is 'n seun, of iemand in die straat, sondags, hulle dien nie die Here nie, maar ek lyk, Here, die mense gaan vorentoe. Is like, wat happen saam met my? Maar my woord van bemoediging aan my jong mense is dat, soek die koninkryk des hemels. Die mees belangrikste, en dis wat ek altyd preek vir ons jong mense is dat, verlossing is die mees belangrikste, is waartoe gaan jou siel? Because remember, die destination wat ons nou bevind, is only temporary. Is maar net vir nou. Dis hoekom toe Jesus vir ons voorsien het vir die volk, toe hulle in Egypte land was, alles was net vir nou en die provided. Die Here het gesê, bou op en stoor vir soveel jare en dit. En dis my bemoediging vir ons jong mense om te sê, put God first. Ek weet, een vir my wat altyd so uitstaan, en dis wanneer tragedie in 'n mense lewe gebeur. Soms keer voel ek dat, Here, ek bid. Here, ek bid al so klomkie vir 'n werk. Here, ek bid al so klomkie, Here, dat jy my moet elevate. Ek weet, wanneer die Here vir jou elevate, en die maak het deurbraak vir jou. En is daar altyd mense geneig om te sê, sy is hom gelukkig. Jo, lief, sy is hom gelukkig, nie? Jo, sy is altyd lucky, nie? So, mens is altyd lucky. Maar die vir julle sê, die Here wat ons doen, hy weet nie met lucky. Because die tye toe ons gesit het voor die Here om te vra, Here, jy moet deurkom. Toe die Here sien, dat wat ons doen in ons stille tyd, die verdriet, die hartseer wat ons moet deurgaan, toe kom die Here deur vir ons, sodra wat jy vir jouself in bevind, dit is nie per toeval nie, die Here het vir jou daar ingesit en inbeweeg, dieselfde soos hy vir David inbeweeg het, om spys te kan maak vir sy koninkryk. En my bemoediging vir my jong mense is nou weer terugkom by tragedie. Een is vir my wat so uitstaan, en ek myself weet die tyd wat ek ook vir my, ek weet ons almal sit met stryd en probleme, dis hoe ons hanteer, en ek myself en my vrou gaan 'n moeilike stryd deur. Ek bedoel spesifiek met ons kinders. Maar iets wat by my so kom, en ek dink, ek weet of julle al die lied gehoor het van It Is Well With My Soul. Nou, ek het al 'n bietjie afgekom op dat, waar vandaan afkom die lied? Die skrywer wat die lied geskryf, dink van julle het dit al gehoor al, die skrywer is R.T.O. Spafford. Nou, dit het in die 1800s plaasgevind. Nou, hy was, nie van die Here, maar hy was 'n prokureur, hy het klomp besighede gehad. En hy het eendag besluit, hy gaan vakansie op, en sy familie. En hy het vooruit gegaan, en hy sê, hy gaan so lang vooruit, en dan gaan hy alles uitsorteer by kant op. Maar toe hoor hy nou, hulle kontak vir my, hulle sê, dat daar was 'n groot brand wat daar plaasgevind het, en almal sy besighede wat daar was, almal sy plekke, alles het afgebrand. En hy sê, al my toekoms aan destyds, mense het vir hulle besighede gekoop, geboue, en dit was nou hulle toekoms vir hulle kinders.
En dit alles afgebruik en hy sê, ja, ek gaan my kinders se toekoms hê. En hy sê, dis fyn. Hy sê sy vrou en sy 4 kinders. Hulle kan maar kom, maar voor hulle kom, het hulle 5 kinders gehad, hoor ek, daar was 'n groot siekte, en sy seentjie sterf en kom om in die siekte. En jy sê, Here, dis hy nou nog 'n tragedie in my lewe, Here. Wat nou, as ek dit eers met besighede nog 'n seentjie? En hy sê, vir ons hulle skryf vir mekaar, en hy sê, ag, is fyn. Kom julle maar. En op pad wat hulle nou gaan en vir hom doen, moet kry 'n telegram om te sê, die boot het gesink. En sy vrou skryf terug aan hom om te sê, sy's al lone survivor wat oor is. Hy besluit hy gaan terug. En terwyl hy deur gaan, daar waar die tragedie plaasgevind het, bedien die Here vir my bediening. It is well with my soul. Nou ek vraag vir julle, as ons deur tragedie gaan, tye van moeilikheid, as die beroep, die kinders is rebels, gaan ons sê, Here, it is well. It is well with my soul. En dis iets wat na in my gesit het, toe ek daai gedeelte lees en sê, Here, nie praat met my, jy het my vrou genoem, sê, Here, al is my seentjie in sy toestand, it is well with my soul. Here, al weet ek nie wat sy toekoms van my kom en nou, Here, it is well with my soul. Ek weet nie wat gaan met ons van ons hier geword het. Here, maar al wat ek weet, it is well with my soul. En soos hy lieflike lied sê, His mercy never comes to an end. Sy genade is onophoudelijk. En ons moet self net plant in Christus, om te sê, Here, kom wat op my pad. Die evangelie wat ek dien, sal ek vasthou. So my laaste gedeelte wat ek wil afsluit vir met ons jong mense is dat. As 'n jong man, hy swem die rivier op. En terwyl hy op in die kar swem, skree almal vir hom, hulle sê vir hom, jy moenie opwaarts swem, en hy sê nie, hy gaan sy eie ding doen, en hy swem, 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 en die mense skree, hy gaan dit nie maak hier, hy swem, en hy sê, ek gaan die eie ding doen, en achterna toe begin hy nou moeg te raak, en nou begin hy te spartel, en nou sê ek in June, die ding wat ek nou probeer doen het, wat vir my gesê gewees het, ek spartel nou, ek kan nie meer, en die einde te sê, hy stiek sy hand in, en hy stiek uit, en hy hou vir my, dit is selfs soos, ons in ons eie lewe jong mense is dat ons probeer baie dinge so self doen uit ons eie uit. Maar daar is nog steeds genade kans vir ons. Jy hoef nie te spartel in jou kondisie wat jy is. Ons sit 'n mooi front op, ons sit 'n mooi face op. Maar in die so stille tyd spartel ons daar in ons eie ek. My vraag aan julle is, vir wie roep jy? Gaan jy roep jou vriend? Gaan jy roep jou ma, jou pa? Of gaan jy vir Jesus roep? David, die einde van die dag was hy gekies, God het hom gekies. En wat so uitstaan vir my is dat, selfs Samuel was verbaas. En dis wanneer God vir jou uitverkies het, en ek weet die Here het julle uitverkies, mense rondom self verbaas is. Dat is 'n mooi gedeelte in Psalm 23 wat David noem om te sê, my beker loop oor met goedheid en guns wat met. En dit wat David sê is dat as jy in Christus is, ek wil julle moet mooi hoor, David sê my beker loop oor, maar David het nie gesê, hy gaan guns kry, hy gaan guns soek en goedheid nie. David het gesê, goedheid en guns sal vir hom agtervolg. So dit sê, waar jy beweeg en jy is in Christus, die goedheid van die Here en die guns sal vir jou agtervolg waar jy beweeg, en dit sal al die dae wees van jou lewe. En dis wat uitstaan jong mense, as jy Christus eerste sit in jou lewe.
My bemoedigende jong mense, kom nader aan God. Beweeg nader aan God. Be closer. Daarom dit nader aan God beweeg. Hoe nader jy kom, hoe closer kan jy in die presence van die Here in jou lewe kom. Maar as jy nader aan die wêreld beweeg, nader en weg van hom beweeg, gaan jy uit God se glorie, God se plan wat jy weg gaan beweeg. Jong mense, soms julle voel dit ewig misgekyk. Wees gehoorsaam aan die stem van die Here. Genade is vir een en elkeen van ons. His mercies never close. Daar waar jy sit, daar waar jy bevind.